Ons wag nou maar vir Hilmer, laat ons nie heen en weer nie en later chaos het. Want my Ja, tor, dis- na ek van verlof af is, val bietjie af. To be honest, om 2 weke op verlof te gaan en 2 weke se werk in te haal in 3 dae, is nogal chaos. Ja, ek kan net dink, hoor. Okay, Ines is daar so Henriette. Megan van graag Trombos burger order met extra ebo. En Hey, wie is nog hier nou? Ines. yes, Okay. Kyk, daar is nog eenetjie by. Is Ines nou by? Yes, ek is by. Hallo Ines. Hi. Ek was nou 'n bietjie lost. Hi Ines. Okay. Hi, is Ons dit wag net Henriette? vir iemand het haarself net gemute, want sy het net gou iemand gehelp daar. Ons is besig met haar vrae. Hallo Ines, Benita hierdie kant. Hi Henriette. Wat, hoekom wil hierdie ding nie afgaan nie? Okay, daar sy. Okay, ek is ready. Hi Benita. Wat jy met die Hallo. Hallo. Jy hoor nou. Okay. Kan julle my hoor? Yes. Okay. So, Hilmar, kom ons gaan aan met jou vraag. So hierso, dis jou price list items. Daar's jou item nou ingesit. Hierdie 3 blokkies wat hier lê, is jou department breakdown dan. Dan gaan jy nou hierso insit. Okay, uit daai 943 het iemand klaar een gedoen. Hoeveel van daai R943 gaan na venue hire toe? Ek gaan nou net 'n sample doen om te sê, kom ons sê R20 gaan soontoe. Okay. En dan sê ons okay, die res gaan na beverages toe. Beverages kry R50. Okay, en dan sê ons goed, food kry R3.50. Okay, so kan jy dit opbreek, jou hele 943 en wat ook al na wie toe gaan of wat ook al. Security kry R100. En Ekskuus tog, dis daai Ines hier. Op watter skerm is julle nou? Ek price sien venue setup, price list en die ek is venue op setup. Ideal Pause. Ideal Pause is op my skerm, so ek weet nou nie. Nee, ons is nou in Q2B. Q2B. Dis 'n meeting met Q2B hierdie. En ek weet nou nie hoekom ek Fotoboek. hierdie ene Die opgekom het. PMS. Die PMS. Die Property Management System. Okay, dit lyk my nie ek het dit op nie. Ja, is dit gelei. Hi Nee, is nie Ines. gelei. Hi. Ons het hierdie meeting, ek en Hilmer wou die konferensiepakkette opgestel het. O, okay. Maar ons was So moet ek my eers net volg. Okay. Ja, Alright. ek So is nie seker, ja. Ekskuus, okay. ek het maar 'n lysie gekry van Katrien af en toe antwoord ek op die lysie en toe sê ek ons kan die lysie bespreek en dan enige ander vrae wat julle dan nog sou hê. Dit is waaroor hierdie meeting gaan. Okay. Dan hierdie bedrag moet dan totaal wees met jou breakdown hierso. Okay, maak dit sin vir almal? Okay, so jou bedrag van daai en daai moet optel met mekaar. En as jy 'n department hierso mis, so sê maar so stationery of conference water of pencils of enige sundries of wat ook al, dan gaan jy venue setup, departments
Hierdie is die departments wat vir ons gegee is. As jy nog departments wil opstel, action, create new. Sit die naampie in en sê create. Okay, so ek weet nie of hierdie al julle departments was nie, maar dis wat vir ons gegee is. So as jy 'n department mis waartoe daai revenue moet gaan, dan moet jy om hier kom create. Ek gaan terug na die price list items toe. Okay, so dis baie belangrik dat julle breakdown hier kom doen. En dan moet die twee bedrae optel met mekaar. Julle kan dit ook in Excel doen. Ek weet nie hoe goed is julle in Excel nie. Relatively good. Okay. So kom ek wys gou vir julle as julle die price list export. Export to Excel. Okay, so hier is jou pryslys nou in Excel. Dan daar lê jou pakkette. Jy kan hierdie kolom gaan altyd groot wees. Jy kan hom klein maak. Dan daar sien jy jou departments nou. Okay, en die breakdown en goed. So jy kan dit van hier af ook opsit. As ek nou hier gaan en ek sit Coke net hier in, jy hoef nie oor die eerste ID te worry nie. Die stelsel sal vir hom 'n ID create. En ek sê R25 en is vals, dis nie aanlyn nie. Dit is wat daai lyntjies beteken. Accommodation extra, activity extra en event extra. En ek sê dit is vals. Daar's nie 'n pakket by nie. En ek sê sy department name is, kom ons gaan kry net julle regte departments. Is een vir beverages. En ek sê, okay, hy is beverages. Hy moet net presies reg gespel wees en geskryf wees soos wat op die stelsel is. Okay, en ek sê die value is R25. So ek kan alles op die spreadsheet doen, my departments breakdown en alles. Dan kan ek die spreadsheet save. Sorry. Okay, en ek maak hom toe. Dan kan ek hier by price list items kom en ek sê ek hoef nie hierdie af te haal nie, ek hoef dit nie te delete nie. Ek sê net upload. Dan gaan haal ek die Excel spreadsheet waarna ek nou gewerk het. Nou kry ek weer nie my desktop nie. Daar sy. Okay, en ek laai hom op. En daar is die Coke wat ek nou by die spreadsheet opgelaai het. En sy department split is reeds in. Okay. Okay. So as julle gemaklik is met Excel, jy weet, en die kolomme kan julle dit in Excel gaan doen of alternatief 1-vir-1 hier kom doen. So hier het iemand dit baie oulik gedoen, dis die when you hire en hy's al hierdie 20.700 gaan na when you hire toe. En dieselfde met die pakkette gaan julle dan nou doen. Ek wil net my mambo jumbo hier afhaal. So whatever julle mee gemaklik is. Ek wil net gou terwyl ons daar besig is, gaan ek net gou met julle wys. Hierdie Benita het dit seker in die training met julle gedoen. Maar net vir julle wys. Hierdie gaan die beskrywing wees as op die dokument, op die invoice of kwotasie. Hierdie gaan die price per person wees. Jy kan ook hier insit full day conference package 1 to 9 packs per person. Dan weet hulle dit is per persoon. Okay. En dan jou bedragie.
Jy hoef nie komma punte of iets in te sit nie, tensy jy sente het. Hierdie is as jy 'n resource direk wil uithuur. So as jy nou venue hire het vir 'n boardroom of wat ook al, kan jy hom direk link. As jy hom dan nou uitboek, dan met die bedrag, dan boek hy dadelik vir jou die venue hire. Hy boek die resource ook vir jou uit, die boardroom. Pricelist group, as jy enigiets aanlyn wil verkoop as 'n add-on ekstra, kan jy dit kombineer na 'n pricelist groep toe en dan kan jy net die ekstra lysie druk. En jy kan nou gaan sien, okay, wat het jy alles nodig? Jy kan ook aanlyn dit as subgroep maak. Hier het julle nou julle pakket in, wat daai pakket alles insluit. En hierdie, julle het nie lvenue.com nie, hierdie aanlyn extras, as dit 'n aanlyn extra is vir akkommodasie, tik jy hom, dan sou onmiddellik beskikbaar by aanlyn akkommodasie. En ons venues gebruik dit byvoorbeeld vir 'n romantic turn down and a welcoming basket of enigiets na jou room toe. En hierdie is vir 'n aktiwiteit, as jy wil iets bysit, so slippers of 'n japon by 'n spa, en hierdie is by 'n event 'n beer of bucket of beer of house wine of wat ook al. Okay. Ja. So, goed, Hilmar, antwoord dit jou vraag? Ek doen. Okay. Maar is julle beskikbaar vir wanneer ek miskien vashaak? Okay, so ons het 'n chatbot, 'n robot wat jou 24 uur kan help. Jy sê vir hom, onder help hier in Q2B. Sien jy hierso lê help? Daar lê die chatbot se nommer. Okay. So jy klik op hom en hy kom direk na die robot toe en hy gaan vir jou hallo sê en hy gaan vir jou vra, is jou naam dit? En goed, dan gee hy vir jou hierdie main menu. New client, get support, want your own chatbot. Dan sê jy get support, dan gee hy vir jou dan sê hy vir jou hallo en hy noem jou by jou naam. En dan gee hy vir jou die volgende menu vir support. As jy wil management reports en wil sê, how do I print my period revenue? Or how do I export my period revenue? Dan gaan die chatbot vir jou punt vir punt sê hoe om dit te doen. User support is how do I record a payment? As jy vergeet het om 'n betaling, how do I add a line item? How do I add a new room to my booking? Hy kan vir jou alles antwoord wat jy geleer het. Kan hy vir jou antwoord gee? Dan venue setup, al hierdie goed in venue setup. Enige iets hier in venue setup. Sê jy wil department, sê jy wil nou venue setup kies en jy sê how do I add a department? Dan vat hy jou stap vir stap na how do I add a department? Okay. As jy byvoorbeeld nou in venue setup sê how do I generate new rates? Dan vat hy jou na die rate generator toe en hy sê vir jou presies hoe om rates te generate. Okay, so hy's baie oulik. Hy leer homself ook. As ons sien, jy het 3 vrae gevra en jy kom nie reg nie en jy sukkel om deur die chatbot antwoorde te kry en jy vra hom weer en weer 'n vraag, kry ons 'n notification op ons fone en my support team, dan antwoord ons jou terug en sê waarmee kan ons jou help? En dan help ons jou hierdeur. 'n E-pos is baie moeilik. Jy gaan lank wag as jy op 'n e-pos staat maak. Die chatbot het ons almal oop die hele dag. Ons kan sien as jy sukkel en enige een kan jou assisteer en help met enige vrae. Okay. Henriette, skus, ek wil net gou Hilmer, ek het ook al die recordings van ons training vir julle gestuur, hoor? Vir ons almal. Man, ek dink dit het net na Katrien toe gegaan. So check net met haar. Maar is jy het Finance 2? Ja. Dan kan ek dit vir jou aanstuur.
Okay, so die chatbot is baie oulik, hy antwoord jou, jy kan vir hom 'n prentjie stuur, jy kan vir hom 'n beskrywing stuur, maar as jy byvoorbeeld nou in Venue Setup gaan en vir hom sê, how do I record a payment, dan gaan hy vir jou sê, nee, hy weet nie om jou te help nie, jy's by verkeerde seksie. Okay, so dit is hoe ons dit opgebreek het, net om makliker te maak, Venue Setup, Management Report en dan alle user goeders. So sê byvoorbeeld jy het vergeet waar lê die check-in check-out report. Kan jy user support vra en sê how do I print my check-in report? Dan gaan hy vir jou stap vir stap sê. Alraai, ek sal nou vandag deur alles gaan probeer met. Ja, hy's baie oulik, hy leer homself ook. So as ons antwoord en ons gee die regte vrae, leer hy daardeur en hy's nou al hoe ouliker, ons het verlede jaar om Oktober gelunch en die kliënte gebruik hom en is fantasties hoe hy hulle antwoord. Okay. So gebruik hom gerus. Jy kan hom 20,000 vrae vra 'n dag. As geen ekstra kostes nie, jy hoef vir niemand te wag nie en hy gaan vir jou, hy's baie oulik, hy sê stap vir stap vir jou wat om te doen, waar om te gaan. Kyk, dis 'n verskriklike oulike robot. Goed, wat is die volgende een? Het iemand 'n ander vraag of kan ek op Katrien se lysie gaan? Ek is klaar as vir nou. Okay, het jy nog niks meer vra nie of wil jy insit net om die res te kyk? Dis so ver, ek gaan insit ja. Okay. So, kom ons sit Katrien se lysie hierso. Sy het gevra van die point of sale. Toe sê ek vir ons het die login vir Ian provide. En dan kom hy in julle venue details in. Ek sien hy het klaar hier Ideal Soft gekies. Hy sit net die POS provider, daar's 'n token wat ons server dan call en die POS se username en password. Hy kom doen dit self. Okay. Okay. So ons gaan As julle wil, wie ook al met hom deel, ek weet nie wie deel met hom nie, is julle welkom om ons support@q2b.co.za in te CC. Daar's die e-pos vir technical support en hom te mail en te sê waar is julle en is julle nou al reg en wanneer word hierdie gedoen. Julle kan my ook in CC. Goed, so dit was die eerste vraag. Dan het sy hier gevra, kan ons asseblief 'n aparte training sessie vir Ines reël? Benita kan dit vir jou reël. Ines, doen jy net finansies? Ja, So ek doen finansies. Benita kan dan met jou, Benita, jy moet maar self sê, ek vat gewoonlik as ek net deur management reports gaan, vat ek 'n 3 ure, boek ek 'n 3 ure sessie. As dit dan nie genoeg is vir die kliënt nie, sal ek 'n addisionele 3 ure boek. Maar Benita en jy kan dit direk bespreek. Ines, ek sal direk met jou kontak maak vir 'n tyd, hoor. Okay. Okay. En dan, ek sien hierso het ek geantwoord. Benita kan hierdie vir jou wys. Daar is nie 'n import in Pastel nie. Van die begin af het ek vir Katrien hulle dit baie duidelik gestel dat ons nie 'n import in Pastel of Sage al het nie. Ja. Wat ons kliënte tans doen, hulle finaliseer hulle maandeinde op hulle period revenue, kyk dat alles geallokeer is en reg is. En julle weet seker van die health check, Benita kan dit ook weer vir julle verduidelik in die training, in die reporting. Dan as jou health check gedoen is, kom ons gaan dan na period revenue toe, dan gaan nou nie baie info wees nie, want julle het nog nie boekings op nie, né? So hier's jou hele, dan gooi hy vir jou alles op skerm, alles is hyperlinks. As jy daarso wil klik, vat hy jou na die booking toe wat daai R500 opmaak of daai bedrag opmaak en dit is 'n unassigned bedrag. Nou as jy dit wil uitsorteer, gaan jy net action, health check en hy gaan soek al die line items, al die items
wat nie geallokeer was aan 'n second tier revenue nie. Okay. Daarso lê hulle, so julle rate splits is nog nie op nie, price list items en reservation lines. Nou kom ons gaan gou vinnig deur dit net. Hierdie beteken die rate is nie sy department split is nie gedoen nie. Jy kan dit van hier af regmaak en jy sê daai STO rate, daai rate, alles gaan na accommodation toe. Daar's nie 'n breakfast included nie, niks nie, alles word geallokeer aan accommodation. Okay. Dan kan jy teruggaan na die report toe, sien hier's ook rates wat nie geallokeer is nie. Hier gaan jy nou byvoorbeeld 'n department create vir jou food, jou breakfast amount. As jy dit nou het, kan ons dit nou gou insit. As iemand weet wat is die breakfast? Die reservations is hierby nie. Is reservations hier by, en ek het ook die Q2B, ek volg nou maar net op die stem van, ek Okay. het, ja. So daai rate splits moet nog gedoen word. Die department splits. Hierdie price list item was nou nie gesplit nie, dis hoekom hy hierso lê, want sy value was nie op nie. En reservation lines, dis baie belangrik vir hierdie. So hierso is 'n reservation gemaak en daar's R500 opgesit. As jy nie hier 'n department kies waartoe daai R500 moet gaan nie, dan gaan dit altyd daar lê as unassigned. Unallocated, okay. Okay, dit lê unassigned. Ja. Die stelsel weet nie waartoe met hierdie R500 gaan nie, decor toe, venue hire toe, sundries toe, waartoe met hierdie R500 gaan nie. Ja. Okay, so dit is wat hy vir jou sê. Dis op 'n rate, dis op 'n price list item of is reservation lines wat hy nie weet waartoe daai geldjies te vat nie. Nou as jy dan nou hierdie uit in hier's 'n event een, kom ek wys gou vir julle hoe werk die activities ene. Kry nooit hierdie dingetjie afgetrek nie. Die activities ene, hierso, weer eens kan jy sê action, create new, en dan moet jy nou 'n spa of 'n activity department wat jy reeds mis. Sien julle dit? Dan allokeer jy net daai bedragie aan die spa of 'n activity wat ook al hoe jy die department wil opbreek. Dan, as ek nou teruggaan na events toe, hier weer eens. Hierso is members, fee wat jy opgestel het, en hy het nie 'n department split op nie. Okay, enige vrae? Van hierdie af. So as jy nou al hierdie uitgesorteer het en jy het hulle almal reggemaak en jou health check is leeg, dan kan jy export na Excel toe, hierdie report, en dan kry jy jou finale totale. Wat gaan na food toe, hier's jou department breakdown, wat's na food toe, wat's na beverages toe, wat's na spa toe, wat's na activities toe, net soos julle dit wil opbreek. So hierdie revenue groep is jou eerste revenue split, en as jy daar drop down, dit gaan jou department split wees. Kan ek gou 'n vraagie vra? Ja. Daai goed wat so gesplit word, kan ek koppel aan 'n GL account, want as ons moet dit mis nou in my accounting stelsel in integreer. Ja. So dit is waar ek nou kom, ons koppel dit nie, ons is nie geïntegreer nie, maar ons venues maak nou so. So hulle gaan, nou is al hulle health check is gedoen, hulle sê export na Excel. Sodra jou health check skoon is, weet jy, alles is geallokeer, alles is in departments. En dan sal jy export na Excel toe. En dan sal ek dan nou journal, so ek daar in julle stelsel sal daar nie GL's geset af word nie. Ek sal, okay. So, dan daarso,
daai blokkies wat jy op die skerm gesien het, hy maak vir elkeen 'n heat-tab oop. So hierso is jou total revenue vir accommodation, conference en alles. Hier gaan jou totals met jou breakdown wees van jou department splits. En hier gee ons weer jou department splits vir jou. So hier gaan conference food, beverages, venue hire, sundries, tips. Al daai goedjies gaan hierso lê. So julle kort 'n paar departments as ek dit so kyk. Kyk. En dan daar's julle payments wat julle receive het. Daar's julle rooms. Hy maak vir elke blokkie op daai skerm maak hy 'n tab vir jou oop. Hierso as jy 'n event gehou het en kaartjies verkoop het, daarso is julle event, julle occupancy breakdown en percentages en julle revenue per resource. Okay, so hy breek alles vir julle weer op. Alhoewel die eerste ene, die total, alles hier gaan wees, gee ons dit nog vir julle in aparte blokkies ook. En dan, Ines, julle is mos die slim mense, dan hulle doen dan journals, wat hulle of byvoorbeeld Voortrekker Monument van die totaal van die invoice en hulle doen 'n journal. Dan het ons weer soos Mongena Game Lodge. Hulle gaan weer en hulle gaan doen 'n journal vir venue hire. Hulle doen een vir food, vir conference food, vir beverages. Weet hulle doen vir elke departement 'n aparte ene. Okay, goed. Okay. So maak dit vir jou sin wat nou hier aangaan. Dit maak sin, ek het nou wel nie die stelsel soos ek sê voor my nie, maar Ja. ek volg wat jy nou op die oomblik sê. Okay, en in dit maak daai sin. in daai period revenue, dan gaan hy hier al jou room charges en jou free of charge, jou breakfasts wat ingesluit is in die rate en al daai gaan hy ook vir jou hier opgee. So jy gaan kyk op Ideal Software, kom hy stem my ooreen met Q2B se room charges. Okay. Export ek kom weer. Okay. Okay, so hy gooi dit alles vir jou hierso op hierdie revenue report uit. Ja, dit klink nice. So my discounts en breakfast en alles sal apart aangedui word. Ja. Die revenue, ja. Ja. Net wat baie belangrik, so jou first tier revenue split, jou eerste tier is jou revenue groups, né? So jy sê hierdie is accommodation events, dis jou eerste tier. Jou tweede tier split is departments. So hier's ek voel hier's 'n paar missing departments, want waartoe gaan julle tips afskryf? Weet waartoe gaan julle dit allokeer? So hier's 'n paar departments, miskien jy as die finansiële mens sal meer weet wat kort hier nog alles. Yes. Ek sal daarna kyk van dit moet groepeer word na kredities toe. Ja. Okay. En dan het ek gesien julle rate kategorieë is ook nog nie gesplit nie. Die 20% corporate, is dit net akkommodasie of sluit hy ontbyt in? Dit moet net akkommodasie wees. Okay, so ek klik net remaining balance vir hom. En dan as julle die bed breakfast prys gekry het, gaan julle na hierdie enetjie toe kom en julle gaan sê create new en kom ons sê die breakfast is 150. Dis reg. Nee, dan sê jy save, dan sê jy in action create new accommodation kry die balance. So wat ook al die rate is, R150 gaan na ontbyt toe. Yes, dis hoe ek dit sal wil sien. Ja. Okay, so hierdie moet nog gedoen word deur, ek weet nie wie hanteer dit nie, by julle nie. Stephanie sal dit moet set up. Okay. Reservations, yes. So dit is baie belangrik. Hulle het vir my gesê Stephanie gaan moet dit doen, Ja. Kyk, kom ons gaan terug na die e-posie toe. So Ines, as jy nog aparte goed wil hê, Benita kan so 3 ure met jou opstel.
Okay. As jy nog wil, maar ek dink Ja. jy behoort verstaan, as jy nog vra het, Benita kan 3 ure met jou spandeer of so, dit sal meer as genoeg wees. Yes, Then yes. our event team is going to information today, blah blah hiccup, screen, they are welcome to contact me direct, blah blah blah, en toe sê ek vir julle kan die chatbot gebruik. Ek dink julle wens wel geweet het om my pakkette te doen. Megan? Ja, dit word dit wat ons dit Ja, doen. maar dit Ja. is wat julle wou daar weet, nê? Nee? Dan Prophet Room, het sy my hierso gevra, van die 17de, so Prophet Room gewoonlik, wanneer hulle setup klaar het, kontak hulle ons direk en hulle sê, okay, ons is nou klaar met hierdie property, ons map julle kamers dan wat in Prophet Room is, in Q2B, trek ons dit outomaties in, en ons push availability en rates na hulle toe, of alternatief kon die team gekies het om die rates op Prophet Room te doen, en ons sê net rate not manageable, so ons aanvaar Prophet Room se rate, en dan doen ons 'n toetsbespreking en 'n kansellasie. Maar hulle kontak ons gewoonlik en sê, we ready to map this property, en dan doen ons dit met 'n onboarding persoon van Prophet Room. Stefanie will change the rate on occupancy based. Het sy dit nou al gedoen? Kom ons kyk gou-gou. Resource categories. Ja, so occupancy based. Sy het dit gedoen. Kom ons kyk, ek sommer dit alles op een skermpie kyk. Benita, ek weet nie, het jy die all available screen vir hulle gewys nie, want dit is my favorite. Ek Want hier kan ek sommer ja. sien dadelik of al die kamers nou op occupancy based is, maar ek sien die rates is nog nie reg nie. Want hierso nou vir een mens, hier kan 4 slaap. Vir een mens gaan hulle dit vra, vir 2 mense gaan hulle dit vra. Die derde een slaap verniet, die vierde een gaan verniet slaap, en die eerste child is verniet, en daar is die tweede child policy se prys. So jy moet 'n prys in wees vir occupancy based op 3 en 4, al is dit bly dit 10592, moet daar rate in wees. Ingrid, ek dink daai occupancy is 2 adults en 2 kinders, hoor. As ek reg onthou. Okay. Sy Dan was besig daarmee. Dan die family room ook, hier moet wees, as 1 slaap, as 2 slaap, as 3 slaap, as 4 slaap. Occupancy based, as 1 slaap, as 2 slaap, daar kort ook 'n rate. Luxury rooms, daar kort 'n rate. Daar kort 'n rate. En jy kan ook rates van hier af genereer. So jy kan sê, ek wil op my luxury rooms vir Droombos, vir daai rate van hier tot daar genereer, rate 1, dit is 3000 as my 1 persoon slaap, dis 3500 as 2 slaap. En sê add, dan generate hy dadelik die rates. Okay. Enige vrae van hierdie? Maar ja, ons gaan julle bookings, as julle dit instuur om opgelaai te word, en julle nuwe bookings inkry, gaan julle baie sukkel as hierdie rates nie reg is nie. So whoever ook al nie hier in is nie, en responsible is vir die room rates, moet asseblief ingelig word dat hierdie moet reggestel word. Okay. Goed, kom ons gaan dan weer terug na haar toe. Okay, en het sy die kamers al verander. Kom ons kyk gou dit. Ja, almal occupancy based. Jep, is korrek. Goed.
Ek dink nie almal is al gedoen nie, hoor Henriette, ek het Ja. vroeër gekyk, ek dink. Sy moet net al die kamers ook op occupancy by sit en dan met sy nuwe rates push. Dan Knightsbridge, ons is nie geïntegreer met Knightsbridge nie, want ons het ons eie channel manager. Ek het dit ook weer nou vir Katrien verduidelik. So, en die dokumente gestuur. Ons is geïntegreer direk met bookings.com, Expedia en Agoda en al hulle affiliates en nou ook met Hyperguest. Okay, dan gaan jy in jou extranet in. Jy gaan kies want currently is julle channel manager Knightsbridge. So die oomblik wat julle gaan oorskakel lewendig na ons toe, gaan julle in. Hulle gaan vir jou daarso sê wie is jou service provider of jou channel manager. Jy verander dit na Q2B toe of Expedia noem ons quote to book. Dan kry ons support team 'n notification en dan gaan hulle die kamers map wat in booking.com en Expedia en Agoda lê en hulle gaan dit map en hulle gaan dan rates push en availability en dan werk julle channel manager deur Q2B, nie meer deur Knightsbridge nie. Okay. Enige vrae van dit verder? Ons is nie een nou deel van reservations nie, so. Okay, maar kan julle asseblief as ek die video aanstuur vir julle vir reservations dit ook stuur asseblief. Goed. En dan het ek vir haar gesê as julle wil, kan julle my CC soos ek nou weer gesê het of ons kan alternatief 'n meeting met Ian opstel apart. Okay. Is daar enige vrae wat julle nog verder het? Ek dink van my kant af is dit fyn. Ek sal dan met Benita kontak. Ja. Yes. En dan Ines Lewyre, daar's enigiemand anders is onseker nog oor die reporting of wat ook al hulle moet doen, sluit hulle dan sommer by daai 3 ure in. Stefanie, is dit Stefanie wat die akkommodasie doen? Dis reg. Sy het nog so 'n bietjie werk as ek die ding so kyk nou hierso. Het sy nog so 'n bietjie werk aan hierso om te doen. As sy onseker is, kan sy my kontak en dan sal ek haar vinnig ook weer help. Reg so. Okay. Maar Katrien is nou nie hier nie. Katrien is my direkte kontak gewees. Ek sal dit net ook so op die e-pos stel wat ek gaan stuur met die link in vir vandag. Okay. Nee, dis reg so. En dit lyk vir my Ines, ek weet nie sy het nie haar sign on nie. So miskien weer net gou daar by users gaan kyk en net vir haar sê hoe sy kan inteken. Hierso is finance@droombos. Dit is jou username. En het jy al jou paswoord verander? Nee, nog nie. Okay, so ons stuur dit gewoonlik na die e-pos toe. Dit is jou username en jou paswoord is welcome01 met 'n hoofletter W. Okay. So jy gaan vir my e-pos stuur en dan kan ek. Nee, ons het dit al reeds gestuur. As ons hierdie alles as ons dit oopmaak, stuur ons 'n welcome e-mail. As hulle jou na die tyd bygevoeg het, dan moet jy hoor wie jou bygevoeg en wat is die paswoord wat hulle vir jou gecreate het, of ek reset hom nou hier vir jou na welcome01 toe, dan kan jy inlog. Reg so. Ek sal kyk. Ek gaan hom hierso reset vir jou. Na welcome01 toe. Okay. Dan kan jy inlog. So dit is basies jou e-pos, né? En dan jou paswoord is welcome01. 01. Nou as jy ingelog het, hierbo lê jou naam, dan klik jy net daarop, change your password en dan sit jy jou current een in en sit enige een vir jouself in wat net jy ken.
En dit kan wees Confirm. 8 letters, syfers en enige @teken of iets tussenin. Dit moet meer 8 of meer wees. As jy net 6 goedjies daar gaan insit of nommertjies, gaan hy vir jou sê hy kan nie die paswoord aanvaar nie. Okay. En Yes. almal moet asseblief hulle paswoord verander van Welcome01 na hulle eie paswoords toe. Wat Benita seker in die training vir julle gesê het. Okay. Is daar nog enige iets van Megan? Hilbert, enige vrae, Megan? Niks verder vrae nie. Alles is in orde van my kant af. Okay. Megan, niks van jou kant af verder nie? Ek weet nie sê nou al. Okay, Ines, niks van jou kant verder nie? Ek is fyn op die oomblik. Okay. Ek Dan sal gaan ek- later met dan- Benita reël. Ja, dan gaan ek nou eers die recording stop en ek sal vir julle die video oplaai in YouTube en vir julle almal aanstuur. Baie dankie Henry. Okay, goed, ek sien Stefanie se e-pos is hier in, so ek sal haar sommer inkopie in my e-pos. Reg so. Alright, goed julle. Baie dankie. Lekker dag en sterkte. Dis maklik om oor te skakel man. Ja, it's a fear of the unknown. So. Nee, baie dankie. By Mooi dag. julle, Ines, ek stuur vir jou e-pos, hoor. Okay, Reg so, hoor dankie julle. Benita. Goed. Bye. Bye.